Hi Anita. Hallo Lillian. En hoe was jou naweek? Dit was baie lekker geweest, maar eers wat ek sê, gelukkige lentedag. Ja, ons hoop julle het almal julle pragtige blomme rokkies aan. Ek het nou nie so aangetrek vandag nie. Dit was so 'n bietjie chilly nog vanoggend geweest, maar nou is dit baie spyt. Hoorie so, welkom hier by ons en ag vir eersins wil ons net so dankie sê vir almal wat ons video gekyk het. Ons hoop regtig dat dit tot julle harte gespreek en ja, dat julle net so hierdie journey saam met ons net sal vat. Amen. Ja. Amen. So vandag het ek so 'n bietjie gedink, waaroor kan ons gesels? Soos julle nou sien, is dit vandag net ek en Jonita. Die ander tweeetjies is nie hier vandag nie. Hulle het ander verpligtinge, maar hulle sal ons weer join met ons volgende video. Maar vandag wil ek net so 'n bietjie gesels oor ek gaan net sommer inval met die hoe sê mens, met die deur in die huis. Daar's hierdie een predikant wat ek so mal oor is. Hy is daar ek dink in Engeland en hy het altyd hierdie kort videoetjies wat hy so post. Ek het nou sy naam vergeet, maar ek love hom. Dalk as ek die storie vir julle vertel, sal julle weet en het julle dalk al van hom geluister. Maar hy het hierdie storieetjie gehad van hy sê as jy nou jou lewe kan imagine met die kar wat jy ry. So as jy nou watse kar wil jy nou graag ry en jy imagine nou daai kar. Dan vra hy jou die vraag, maar waar's Jesus in daai kar? So hy sê dan vir baie mense sit hulle vir Jesus in die kattebak. So hulle maak hulle kattebak oop en hulle prop vir Jesus daarin en hulle maak die kattebak weer toe en hulle haal vir Jesus net uit op 'n Sondag as hulle nou by die kerk is vir daai uur. En dan sodra hulle uit daai kerk uitstap, dan vat hulle nou weer vir Jesus en dan druk hulle hom weer daar aan die boot en ja, dan dan sy weer daar tot volgende Sondag. Vir ander mense is Jesus op die agterste sitplek. So hy is nou so 'n bietjie meer van 'n companion, maar hy is nog steeds op die agterste sitplek. Dan is daar baie mense wat vir Jesus sit langs hulle. So hy is nou meer van hy's agterste sitplek, is meer soos 'n passenger. So as hy nou voor by jou sit, is hy nou meer soos 'n companion, maar hy's nog steeds 'n passenger ook. En hy sê en dan as jy vir baie mense vra waar's Jesus in jou kar, dan sal hulle sê o nee, maar Jesus bestuur my kar. En hy sê dan wil hy die vraag vra, maar is jy 'n backseat driver? Hy sê want baie keer dan dink ons Jesus bestuur ons kar. Maar as ons nou hierso by hierdie stopstraat kom en Jesus wil links gaan, dan sê ons, waartoe gaan jy? Dan sê Jesus, ek gaan links hierso. Dan sê julle, nee, maar ons kan nie links gaan hier nie. Hoekom wil jy nou links gaan hierso? Dan sê Jesus, maar dit is die pad van forgiveness. Maar ek wil nie nou vergewe nie. Ek is nou nog nie daar waar ek wil vergewe nie. En dan kom jy weer op 'n plekkie, dan wil Jesus regs gaan en dan sê julle, wat doen jy? Dan sê Jesus, ek wil regs gaan hierso, want dit is die pad van, kom ons sê van giving. En dan sê, nee, maar ek wil nie nou daai pad gaan nie. Ek is nie nou reg om te give nie. En hy sê, en dan moet ons onsself die vraag vra, maar waar sit Jesus nou regtig in ons kar? Want as ons sê Jesus bestuur, dan moet ons daai karaktereienskappe hê van die Gees, wat liefde en vrede en verdraagsaamheid is, sagmoedigheid, selfbeheersing, goedhartigheid, geduld, nederigheid, empatie met mense. So dan moet jy net weer mooi dink, maar waar sit Jesus nou regtig in jou kar? So hierdie week, of laas week, was nou nie vir my 'n baie lekker week nie, want ek het nou regtig deur 'n struggle in my lewe gegaan. En dis die pad wat Jesus vir my gekies het. So hy het links gegaan en gesê, ons gaan nou 'n bietjie by hierdie pad af, en ek wil nie by daai pad afgegaan het nie. Maar weet julle, baie keer is dit ook nodig, ook om deur struggles te gaan. Want eerstens bring dit jou baie nader weer aan die Here. Dit laat jou net weer bietjie nadink oor dinge. En ons doen 'n biduur by Hoërskool Linden op Woensdae. En een van die vroutjies, terwyl ek nou deur hierdie ding gegaan het een van die vroutjies net toe ons nou gebid het, toe sê sy net so per toeval, maar vir my was dit so asof sy met my gepraat het. Want sy sê, sometimes God allows struggles so that his righteousness will shine through that struggles. En dit was vir my net so, dit het so met my gepraat, want dadelik toe ek huis toe ry, toe herinner die Vader my dat, jy weet,
Partykeer sit ons deur struggles, nie om ons te straf nie. Maar jy weet, 2 verse het eintlik by my opgekom. Die eerste vers is, hy sal ons nooit beproef bo ons vermoë nie, bo dit wat ons kan handle nie. En die ander vers is, he works everything for good for those who love him. So baie keer dan sit hy ons deur 'n struggle en hy laat ons by 'n pad afry waar daar struggles is, want hy is eintlik so genadig. Hy sit ons juis nou, of hy kom breek nou, juis nou daai struggle oop, want hy weet, oor 'n paar maande van nou, as hy dan daai struggle oopbreek, dan gaan dit soveel erger wees as wat ons net nou deur die struggle werk. So, we just serve such a miraculous God, and he's just full of grace, altyd. So, vandag wil ek net vir julle sê, even die struggles wat julle deurgaan, jy weet, sien hom daarin, want hy het 'n rede hoekom ons juis nou deur daai struggles gaan. Want hy weet, dalk miskien oor 'n paar maande van nou, dan is dit regtig iets wat jy gaan sukkel om mee te cope. En rather go it through now. Want ja, sy tydsberekening is net nooit nie on time nie. Dit is net altyd perfect en on time. En dan so mold en shape by ons. So word ons versterk weer in ons verhouding. En dan kom ons agter, maar ons is niks sonder hom nie. He is the one that gives us our strength to come through each and every day. So ja, dis wat ek op my hart het vir hierdie kort programmetjie. Nou oor weer aan Junita, want sy het ook iets op haar. Junita? Ja, toe Lillian vir my gesê het van die, is God your backseat driver? Is he your passenger? Toe het ek onmiddellik onthou van iets wat met my gebeur het. So ek het die vorige keer gesê, en ek het 'n getuienis en alles, so ek gaan 'n kort deeltjie deel. Ek was in 'n groot karongeluk gewees in 1997. Dit het op die Witbank Highway gebeur. Maar fast forward, dit was rof geweest. Ek sal daai getuienis nog deel in dit, maar seker 12 jaar daarna, het ek begin om panic attacks te kry. Nooit dit voorheen gehad op die pad nie. Ek kon self gery het op die pad, ek is al Kaap toe op die pad gery. Ek het op die highway gery, want ek het in Midrand gewerk. En ek het as 'n medical rep begin werk by Adcock Ingram, en ek het moes in die ICU's gewerk het en ek was vir 3 maande in ICU gewees met my karongeluk. Toe dit net getrigger, het daai PTSD getrigger en ek het begin panic attacks kry op die pad. Ek het plekke begin vir my, highways begin vir my, plekke wat ek nie veilig gevoel het nie begin vir my. So dit is nogal erg gewees. En ja, so ek kan nie alleen op 'n highway bestuur nie. My man bestuur of iemand anderste, iemand wat ek vertrou, bestuur. So dit is nogal 'n bondage in baie opsigte. Dit steel jou vryheid. En ek is 'n fotograaf, so ek doen troues in dit. Op die oomblik is ek so 'n bietjie op 'n sabbatical oor kinders wat te besig is met sport in dit. En so paar jaar terug toe kry ek die geleentheid om 'n troue te doen in Stilbaai. En gewoonlik gaan my man saam as ek ver travel, Kaap toe travel en dit. Maar hy kon nie daai naweek saam gegaan nie. Toe dink ek, nee, ek kan dit alleen doen. Stilbaai is so, ek dink is so 1 en 'n half uur se ry uit George uit. So ek vlieg soontoe. En dan gaan ek mos nou net die pad soontoe vat. Makliker gesê as gedaan. Ja, ek het klaar die alternatiewe pad, want ek weet daar's mos nou 'n stukkie freeway en dit is 'n highway, vir my klaar my kop. Ek gaan nie daai ry nie, ek gaan die alternatiewe pad Stilbaai toe ry. So kom ek by die lughawe, ek vat my huurkar en nou kyk ek op my maps, ek sien, okay, hier is die maklike pad volgens my. En lou en behaal, toe ek hierdie pad begin ry, die volgende oomblik toe sit 'n pas. Soos 'n pas, groot hoë pas, daar is nie 'n skouer om oor te gaan nie, ek kan nie stop nie, en ek kry hierdie panic attack. Ek soos begin hyperventileer in die kar, my arms voel, dit gaan, my bene raak lam, and I just cried out to God. Ek sê, ek gaan 'n ongeluk maak, ek kan nie hierdie doen nie. En ek sê net, Holy Spirit, come and sit with me. Kom sit hier op die sitplek, en jy gaan my nou met help. Ek moet deur hierdie ding kom, ek kan nie stop hier, daar's karre agter my, ek gaan 'n ongeluk veroorsaak, en ek sien hoe hierdie pad so afkronkel, hierdie pas. Joh, en ek het my praise and worship opgesit, ek het daai, there's no longer a slave to fear, gesoek op my foon, en ek het hom kliphard in my kar gesit, en I just talk to the Holy Spirit.
En ek is hierdie pas af en ek het onder uitgekom en ek het begin huil. So. En ek het net gesê dankie Here. Halleluja, I overcame this. So toe sit ek daar by die troue en in my kop dink ek nou klaar, okay, ek kan nou nie hierdie pad terugry nie. Want dit is mos nou weer, ek gaan nou hierdie pas terugry nie. Dit nee. So enigste alternatief is ek moet die freeway ry of die highway volgens my. Moet ek terugry. Daar's 'n hele stuk van Stilbaai af wat nou enkelpad is wat ek okay is mee. Maar vir een of ander rede, die oomblik as 'n pad dubbel raak, dan freak dit my uit, want dit is waar my ongeluk gebeur het. So dis maar net dis maar net 'n dingie binne in my. En so sit ek met iemand en praat wat by my tafel beland en hulle sê vir my, nee, hulle vlieg die Sondagmiddag terug. Ek dog, wag, ek gaan dalk vir die vrou vra om my kar terug te bestuur en dan bestuur die man. Ek gaan nou vir hulle my storie vertel. Ja. Sal hierdie vrou toe na vir my sê, yes, now you gonna overcome this. Jy gaan hierdie plek ry. Nee, Kan ek jou help nie? Ek is 'n bietjie verontwaardig en dink, yes, maar hoekom sê jy nie vir my nie? Yes, maar ek bid in daai oggend, toe ek opstaan, loop ek, want hulle het by dieselfde plek as ek gebly, selfde gastehuis. Kom sy uit en sê vir my, you've got this. wow. Ja, en ek het net so diep asem gaan haal en ek het begin bestuur en alles en ek het praise and worship opgesit en toe ek daai pad sien wat so dubbel maak, I just started praising him en ek het net gebid. En toe ek op daai highway klim, toe sit net hierdie vrede wat oor my kom en dit is soos kettinge wat vir my afval en I just said hallelujah en ek het gehuil en ek het daai pad gery tot by die lughawe sonder om een panic attack te kry en ja, so if you make God your passenger, the Holy Spirit your passenger, as jy vir hom sê, sit by die situasie saam met my, ek kan nie hierdie alleen doen nie, dis net hy wat jou daardeur kan kry. So ja, ek gee hom al die eer, al die prys. Wow. Vir dit, ek het nog steeds challenges, ek kan nog steeds nie groot highways ry nie, but stukkie vir stukkie is hy besig om my vry te maak en ja, I know I'll get through this. Dis baie keer vir my sê ek vir my man is soos Paulus se doring in sy vlees. Hierdie is soos my doring in my vlees, but I have to overcome it because he didn't give us a spirit of fear. Yes. So ja, dit is my storie vir oggend. Mag dit julle bless. Ja, en as ons getuienis en deel, daar's altyd iemand anderste wat hierdie selfde struggles gaan. Ja. En So jy weet ek en Jonita is nou maatjies, maar ek was so verbaas soos ek my gesê het sy kan nie op die highway ry nie. Want ek is myself presies daar, ook deur iets wat met my gebeur het, maar ek gaan daai op 'n ander keer vir julle vertel. Maar ja, dat albei ons tweeetjies bymekaar gebring het wat dieselfde vrese het. But together and with Christ we will overcome them. amen. So ja, dit is die vraag wat ons vandag vir julle wil vra is, waar is Jesus in jou kar? Is hy in jou kattebak? Is hy agter jou sitplek as 'n passenger? Is hy langs jou, 'n bietjie as 'n companion en 'n passenger? Of bestuur hy werklik jou kar? Dit is ons storie vir vandag. Ja, Ja, tot ons julle weer sien en volgende Yes. keer is ons al 4 saam. dis hy. Mag Lekker julle- dag. Is ons passenger op ons kat. Hy kom sê ook hallo. Sy kom sê ook hallo. Lexie, dis Lexie. Sy gaan seker weer in 'n ander video verskyn. Ja. Lekker dag. Lekker dag julle. Tata, bye.